Heilige almagtige Here, vandag kom ons voor die troon met oop harte en ontvanklike gees. Ons vra dat U deur U woord tot ons sal spreek, dat ons denke sal vernuwe, dat U ons sal help, ons gedagtes op die waarheid alleen terug. Laat elke woord wat vandag gespreek word, uit U hart kom. En laat die saad sal wees, wat op goeie grond val. Here, daar waar ons voorberei is, vir hierdie woord, Here. Ons bid dat die Gees deur hierdie diens sal beweeg, van sitplek tot sitplek. Mense se denke sal verander, harte sal genees, en geloof sal versterk, Here. Ons sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus Christus, bid ons dit. Amen en amen. Julle kan julle sitplekke neem. Daar sal nie skrif op die bord wees nie, want ons het nou nie krag gehad gister nie. Ons het krag gehad, maar die batterye is alles pap. By ons is my batterye pap. Telefoon, rekenaar, alles is pap. So, ja, so gaan dit nie. Dink aan wat waar is. Nou, dis my tema vanoggend is, dink aan wat waar is. En Filippense 4 vers 8 lees ons verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is en alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, as daar enige deeg en as daar enige lof is, bedink dit. So vandag gaan ek bietjie speel met die gedagtes. Ons gaan bietjie kyk na ons gedagtes. Wat gaan werklik aan in ons gedagtes? Mensies, in ons gedagtes het elke mens een of ander oorlog wat besig is om plaas te vind. 'n Oorlog wat jy dalk nie verstaan nie. En nie buite ons die oorlog wat buite is nie. Dis hier binne. Dis party in die harte en party in die kop. En in ons gedagtes. Wat gaan aan in ons gedagtes? En die woord sê, dink aan wat waar is. Jou gedagtes moet dink aan dit wat waar is. Party is stilte in 'n oorlog, party is stryd wat vals is. 'n Valse stryd. En tussen geloof en vrees en tussen hoop en wanhoop. Elkeen van ons sit op 'n plek. Ons weet net nie waar ons hoort nie. Want as ons nie in wanhoop is nie, dan is ons in hoop. En as ons nie in geloof is nie, dan vrees ons. Maar ons elkeen wat hier sit, het een of ander gedagte. Ons gedagtes bepaal ons gevoelens. En ons gevoelens bepaal ons optrede. Kyk, nou was ek nogal veel omgekrap, omdat mense my nie nog bel. Want ek is nie op 'n plek. Ek dink nogal aan myself, en ek dink nie aan die ander ou nie. Want my gedagtes is nie waar dit moet wees nie. En jy gaan altyd hoor, ek praat vir myself, want glo vir my, baie van die woord wat uitgaan, kom hier direk. Ek praat met myself ook, nie net met julle nie, ek praat met myself, want baie van ons se gedagtes is op 'n plek wat dit nie moet wees nie. Gedagtes bepaal daai gevoelens en daai optrede, maar Paulus skryf aan die Filippense, dink aan wat waar is, hy herinner hulle en ons, dat die geestelike oorwinning begin in jou denke. Glo vir my, as jy regtig die woord van God wil verstaan, bid jy vir 'n openbaring en jy bid dat jou geesmens, jou gees, dit sal ontvang en dit sal saad skiet en lewendig word. Maar as jy nie intimiteit het met Vader nie, dan kan jy nie alles dink wat waar is nie. Want jy gaan altyd kom met die vyand wat kom om vir jou stories te vertel. Maar ons moet beginne om ons gedagtes bepaal die rigting waarna toe ons op pad is. Wat gaan in jou kop aan? Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel dink, so is hy. As jy dink jy is 'n niks werd, is jy 'n niks werd. As jy dink jy is awesome, is jy awesome.
Kyk 'n bietjie in die spieël in die oggend en sê, jette, maar die Here is lief vir my. Kyk hoe goed lyk ek vandag. Maar wie het vanoggend in die spieël gekyk en gesê, Here, dankie. Dankie ek het oë, dankie ek het ore, dankie ek het 'n mond. Het ons? Maar nee, as jy leef en jy glo jy's 'n oorwinnaar, sal jy 'n oorwinnaar wees. Leef jy soos een wat glo jy's verlore, dan gaan jy verlore wees. Dis 'n besluit. Dis hierso wat jy dink. Die duiwel se grootste slagveld is jou gedagtes. Jy kan nie dink wat jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie sê wat jy wil. En ek sê altyd, die gehassie hoor jou. Die gehassie in jou lewe hoor jou as jy praat. So dink mooi voordat jy iets sê. Want dit bepaal baie dinge. Maar God se geloof, God se woord gee vir jou die saad van waarheid. Hy plant waarheid in jou. En vrede en geloof. Maar ons is so geneig om altyd die negatief en alles te sien. Kleinkind gister, toe ons nou op pad is om te loop, want ons loop nou waar ons wil wees, toe sê sy vir my, dis al lot drade in die pad, nou al woorde was, jy gaan 'n papwiel kry, ons moet alles optel. Vanmôre het ek 'n papwiel, want sy het dit gespreek. Dit wat jy spreek is, dit kom na jou toe. Nee? So as jy sê jy's niks, dan is jy niks. Maar weet as jy sê, jy is awesome, jy is 'n geseënde van die Here, sal jy 'n geseënde van die Here kom, want wat waar is, kom uit God se woord uit. Alles wat uit die woord uitkom, is God wat besig is om met jou te praat. Daar is baie dinge in die wêreld wat lyk soos die wêreld, nee, maar dit is vervals. Dit lyk soos die waarheid, maar die wêreld het dit vervals. So dit lyk asof dit waar kan wees. Nou kyk jy na 'n advertensie. Dit lyk awesome. As jy by Timo koop, dan lyk alles awesome. Nou as jy 'n paar potte by Timo koop en jy sien nou, is 'n groot foto daai en dit lyk nou baie mooi. En as die potte by die huis kom, is dit net so 'n boksie. Maar dit is so 'n klein boksie. Jy kan niks daarmee maak nie, want dit is kindergoeder. Want wat het jy gedoen? Hy het gelyk soos die ware Jakob. Hy het gelyk regtig, en nou is hy nie regtig nie. Nou lyk hy nie vir my reg nie. So, mense sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Want geloof my, die lekkerste wat kleintjie kon gelag het, is toe ek daai potte uithaal. Toe het sy gelag, wonder sy wie gaan die kos inmaak. So. Maar, ek gaan dit maak, want ek gaan vir my ander potte koop. Nee? Maar God sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, deur hom wat jou liefhet. Romeine 8 vers 37. So ek gaan dit oorwin. Ek gaan nie hier altyd gehoor, ek het nie gekyk wat ek koop nie. Ek gee dit net as 'n voorbeeld. Ek gaan dit oorwin. Dit wat in jou lewe nou tans besig is om te gebeur. Daar waar jy jouself bevind, jy gaan oorwin. Maar as jy besluit, jy trek die kombers oor jou kop, en jy gaan in sak en as sit, dan gaan jy bly waar jy is. En dan sê mense, jy is klaar. God sê, ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaan dat julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Hoor daar, wat moet ons gedagtes verander? En dit staan in Jeremia 29 vers 11. As ons dink aan wat waar is, moet ons denke vul met God se woord. Hoe vul jy jou denke met God se woord? Bære jy net jou Bybel in die bedkassie? Of gebruik jy? Waar is jou Bybel? Waar is julle Bybels vandag? Waar is jou Bybel vandag? Op jou foon? In jou bedkassie? Ek weet vandag se tieners, ag moenie worry nie, ek het die Bybel op my foon, ek kyk hom in die kerk. Maar dan hoor jy by die kamera, dan gaan sy nou en dan so 'n geluidjie deur.
Dan is dit 'n game wat ons speel. Mense, kry die Bybel, leer die foon 'n bietjie. Moenie op die foon Bybel lees nie. Lees Bybel in so. Blaai daai blaaie, laat jy die woord. Dat jy dit kan hoor. Ek hoor nie 'n amen nie, niks nie. Kyk, daar's 'n daai ou tannie daar agter, sy is in haar Bybel besig. Dis vir haar lekker, want die woord is nou nie vandag opgesit nie. Want kyk, nou die pastoor het tyd gehad om dit op te sit nie, so nou loes jy uit. Nou weet jy nie of ek die waarheid praat of nie, so jy sal moet gaan by die huis gaan kyk. Mensies, hoor wat ek vir julle sê. Maak die Bybel oop in die kerk, want die ou daarvoor kan nie die waarheid praat nie. En jy luister en dit gaan in jou onderbewussyn in, en jy glo dit. Die woord moet, jy kan sien, dis die waarheid. Nou, die krag van veranderde denke. Ek wil graag 'n ware verhaal deel van om hierdie waarheid duidelik te maak. 'n Jong man was vir jare vasgevang in depressie. Jare. Hy het geglo hy is niks werd. Wie van ons glo ons is niks werd? Sy pa het hom verwerp, sy vriende het hom uitgelag. En eendag het hy vir homself gesê, ek beteken niks nie. Wie van julle het al vir julle, moet nie hand opsteek nie, wie van julle het al gesê, ek beteken niks nie. Eendag het 'n ouer pastoor hom besoek en vir hom gesê, jongman, jy moet begin sê wat God oor jou sê. En hy het hom aangekyk met sulke groot oë. Wat sê God oor my? En die pastoor het vir hom Filippense 4 vers 8 gegee en gesê, elke dag moet jy dit hardop sê, wat waar is. En so het Johan begin, God is vir my. Ek is geskape met 'n doel. Ek is vergewe, ek is geliefd. Hoor mooi, God is vir my. Ek is geskape met 'n doel. Ek is vergewe, en ek is geliefd. Ons gaan vandag nagmaal gebruik, want ons is vergewe. Jesus het aan hy kruis, is vir elke hou wat hy gevat het, is vir ons vergifnis. Maar ons is so besig om onsself te ketaza, hard te slaan oor ons verlede. Die eerste week wat die ouetjie jong man gelewe het niks verander nie. Tweede week het hy begin glimlag. Teen die einde van die maand het hy vir mense gesê, Johan lyk anders. Ekskuus, ek het die oue naam hier gegee en ek wil nie eintlik name gee nie, want baie mense gaan nou dink dis vir hulle en dit is 'n jong man en hy het anders begin lyk, want hy het dit gespreek oor homself. Hy het geantwoord, dis omdat ek begin dink het soos God dink. Dit is ons moet dink. Want God dink net die beste van jou. Mense kan sê wat hulle wil van jou. Hulle kan sê wat hulle wil. Jy is wat God sê jy is. En vandag is daardie jong man 'n prediker van hoop. Want sy denke het verander en sy lewe het daarna gevolg. Die oomblik wat jy jou denke verander jou lewenswyse. Glo vir my, om heeltyd alleen te wees in 'n situasie is erger om iemand saam met jou te hê. En Jesus stap elke liewe pad saam met jou, stap vir stap. Jy het net nodig om te sê, Here, ek gee oor. Dink aan wat eerbaar en regverdig is. Om eerbaar te dink beteken om gedagtes te hê wat God eer. Amen. Wanneer jy dink aan goedheid, vergifnis, reinheid, eerlikheid, dan maak jy ruimte vir God se teenwoordigheid. Want sodra jy positief dink, dan wyk die negatief. So, ons moet begin positief dink, sodat ons God se teenwoordigheid kan inbeweeg. Kom wat ek vir jou sê, as dit sleg gaan met jou, wat doen die meeste van die mensies? As jy kwaad is, eers
Eerste ding is, ek gaan nie kerk toe nie. Tweede ding is, ek maak my Bybel toe, ek bære hom, want die Here het my verlaat. En dan maak ons onsself aan, sonder ons onsself af. Maar is daai tyd, wanneer hy samekoms, belangrik is, want dit tel jou geloof op. Dit help jou. En jy sal in die teenwoordigheid in beweeg. Maar glo vir my, as jy gaan wegkry, jy hou jou Bybel toe, is daar nie iemand om saam te bid. Daar is niemand nie. En jy is besig om in 'n gat in te val. Wat jy toelaat in jou gedagtes, bepaal wat in jou hart groei. En as jy iemand is wat heeltyd vloek en skreeu, wat is in jou hart? As jy iemand is wat drukkies gee, wat is in jou hart? As jy iemand is wat elke keer 'n vloekwoord sê, wat is in jou hart? Mense vervloek taksies, spoel mense taksies. Dit is jou grootste uitdaging in die lewe. Maar ja, wat jy toelaat in jou gedagtes, bepaal wat in jou hart groei. As jy negativiteit toelaat, dan groei bitterheid. En ek gaan dit nou sê, dit wat hierdie week gesien is iemand wat nie meer met ons is nie. Hy was so bitter oor sy dogter en sy vrou wat verongeluk het, en hy is al een wat leef. En vir jare het hy met bitterheid geleef. En weet julle wat? Hy is oorlede as gevolg van kanker. Die kanker het hom behoorlik opgevreet. Hy het behoorlik alleen beginne lewe, niemand naby hom toegelaat nie, want daai bitterheid het gegroei in sy binneste. En mensies hou op bitter wees oor mense. Maak vrede so gou as wat jy kan, want bitterheid maak dat vrede nie kan groei nie, dat liefde nie kan groei nie. Kyk, as jy bitter goed op bossies gooi, dan gaan dit dood. Bitterheid maak jou dood van binne af. Dink aan wat lieflik en loflik is. Jo, gelowiges se denke moet gedra word deur die geur van dankbaarheid. Dankbaar ons het Jesus in ons lewe. Dankbaar ons het mensies wat saam met ons die Here kan loof en kan prys. Wanneer jy begin fokus op die mooi en die loflik, verander dit jou atmosfeer. Jy begin nie meer te kla nie, jy begin meer te aanbid. Kyk 'n bietjie, nee, as ek iemand tussen mense by mense kom, sê ek, hallo, hoe gaan dit met julle? Ag, jy weet ons. Ag, tog. Ek kan nie meer nie. Hierdie kragpryse maak vir my moeg. Hierdie kospryse wat opgaan. Ag, en die petrolprys en ag, my wiele, ag, jete, en jy kla, en jy kla, en jy kla. As ek nou hier voor julle vanmôre staan en ek is nou soos 'n gaan julle opgewonde wees? Nee, mense. Nee, wanneer jy begin fokus op wat mooi en wat loflik is, verander die atmosfeer. Jy begin nie meer te kla nie, jy begin te aanbid. Jy begin vir Vader sê, dankie Here, ek het asem. Here, ek kan asemhaal. Dankie Here, ek het 'n kar wat ek kan 'n papwiel kry. Here, dankie my kar kan olie lek. Here, dankie dat jy my deur dinge sit, want dit maak my sterker op die ou end van die dag. Maar as ons gaan sit in sak en as en kla, ag nee man, begin te dink aan wat lieflik en loflik is. Selfs in beproewing kan jy sê, Here, jy is nog steeds goed vir my. Here, jy is nog steeds goed vir my. Al is my yskas leeg, al is my bankrekening 0, is U nog steeds goed, want weet julle wat? Ons kan 'n vliegtuig hoor. Ons kan voeltjies hoor sing. Daar's 'n Piet, my vrou by my huis, wat Piet, my vrou. Jette, sy het al vroeg vanmôre, of hy het al vroeg vanmôre begin met Piet, my vrou, Piet, my vrou. Maar weet jy wat? Ek het in daai stort gestaan en gesê, dankie Here, ek kan my voeltjie hoor. Daar's mense wat hom nie kan hoor nie. So, wat gaan aan? Wees bly. Die Here is nog steeds goed en dissipline in jou gedagtes.
Wat is dissipline? Om te besluit, jy gaan nie negativiteit toelaat nie. Dat jy gaan jou gedagtes op God fokus en op God bou, nie in die tronk van vrees nie. Want God, ek vir jou sê, wie van die, ons kan nie hande opsteek nie, maar as jy jou budget uitwerk aan die einde van die maand, dan begin jy al te paniek. Dan denk jy, mens, daar is R5.000 kort. Nee, kom ons maak het R200 kort. Nou gaan jy in sak en as sit oor die R200, of gaan jy begin sê, Here, dankie dat ek 'n salaris het, as mense wat niks het nie. As mense wat niks kry, en ek sê altyd vir die mense, as jy werk soek, en jy het werklik dit nodig, gaan jy werk vir 'n halwe eier, as geen eier nie. Want geloof my, halwe eier kan nog ietsie doen, maar geen eier kan niks doen nie. Halwe eiertjie kan jy nog bietjie aangaar maak, maar geen eiers is dan niks nie. Nou gaan ons vandag so boodskap prakties toepas in ons lewe. Raak bewus wat aangaan in jou gedagtes. Skryf neer dit wat jy glo. Vergelyk dit met die woord van God. As dit nie waar is nie, dan verwerp jy dit. Dit wat nie in God se woord staan nie, vat jy nie. Jy vat dit nie. Vergelyk dit elke dag met God se woord. Vervang dit met die waarheid, ek is 'n kind van God. As ons nou heeltyd vir mekaar moet sê, Teens, jy bly daar in afsondering, en Teens, jy kan nou nie loop en goeders, jy hoort nou nie hier by ons nie. En dan gaan hy sê, weet jy wat, ek is 'n kind van die Here, jy gaan my nie onderkry nie, ek sal vir jou wys, ek sal volgende week kerk toe loop, maar kom sal ek kom. Verstaan jy wat ek probeer sê? Jy moet hierdie gedagtes moet jy verander. Vervang dit met die waarheid. Herhaal dit daagliks, totdat die waarheid jou natuurlike taal word. Herhaal dit daagliks, ek is 'n kind van God. Mense, jy kan met liedjies, met liedjies wat jy luister, kan jy opgetel word. Dit kan jou gees vul, dit kan jou vol maak. Maak jou vol. Ons gaan oor na nagmaal toe. Dit is 'n anderste kerk. Hierdie, ons doen nie dinge soos al die ander mense, ons doen dit bietjie anderste. Ek gaan vir Cesar vra, Cesar vir ons die nagmaal sal uitdeel. Cesartjie, sal jy dit vir ons doen asseblief? En Susan, is jou voet reg? Of kleinkie, gaan jy help? Ja nee, wie is hy sommer die voorbok? Kom ons deel dit uit. Ons gaan nie musiek speel nie, ons gaan gesels tydens dit, terwyl ons besig is. Wat is nou vat? Wat jy by haar? Nee, sy gaan hom so spat, sy vat hom so. Nou mensies, geliefdes, terwyl ons vandag ons gedagtes op die waarheid van God rig, staan ons by die tafel van die Here, die brood en die wyn herinner ons aan die grootste waarheid van almal. Jesus het sy lewe vir jou gegee. Vir jou, wat hy sit. Sy lewe is vir jou gegee. Filippense 4 vers 8 sê dit. Jy moet dink aan dit wat waar is. Is daar geen groter waarheid as hierdie nie? God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, vir elkeen van ons. Johannes 3 vers 16, sy enigste seun gegee het, om aan daai kruis vasgeslaan te word. Nie net vir my nie, maar vir elkeen wat hier sit. Vir elke een. Dink aan sy goedheid. Dink aan sy vergifnis. Waar was Vader goed vir jou in die lewe? Dink 'n bietjie. Waar was Vader goed vir jou? Nee, wat maak jy nou? Ja, gou uitdeel dan. Daar is oral genoeg. Daaronder, begin daaronder. So ding aan sy, ons wag net gou vir 6 rand vir kleintjie om klaar te maak. As ek dankie.
Kom ons gee vir hulle kans. As jy 'n nagmaal het, kan jy vir ons wys, jy's reg. Ek het net vir die 2 agter het hulle gekry. Hulle het gekry, ja. Okay, dankie. Enige iemand oorgeslaan? Het almal gekry? Sien, as ek vir julle soek, kan ek julle nie sien nie, maar soek ek kan julle sien. So laat ons bietjie dink, kom ons raak rustig en ons dink. Ek wil stilte hê aan God se goedheid, sy vergifnis, sy waarheid oor elkeen van ons se lewe. Neem die brood. Dit is sy liggaam wat vir jou gebreek is. As jy daai broodjie net so middeldeur breek, dan hoor jy die hoe breek. So is Jesus vir elkeen van ons gebreek. Sy liggaam is gebreek vir jou en vir my. Neem dit. Neem die wyn. Dis sy bloed wat jou sondes wegwas. Dank hom dat jy deel is aan die waarheid van sy verlossing. Neem en drink. Ons buig ons hoofde, Here Jesus. Ons dankie vir u liggaam, u en u bloed wat vir ons gegee is. Dankie dat u waarheid groter is as ons skuld, ons foute, ons verlede. Laat hierdie nagmaal, hierdie broodjie en hierdie glasie vir ons herinner aan wie u is, verlos, geheilig en vry. Help ons om elke dag te dink aan wat waar is, sodat ons soos u kan leef. Ons bid dit in die naam van Jesus. En ons sê, amen. Wanneer jy vandag hier uitstap, gaan aan. Gaan aan, moenie afsit nie, asseblief. Wanneer jy vandag hier uitstap, draai jy hierdie saam met jou. Wat jy toelaat in jou gedagtes, vorm jou lewe. Dink dis aan wat waar is. Dink aan God se goedheid, sy beloftes en sy liefde vir jou. En soos wat Paulus sê, die God van vrede sal met julle wees, oral waar julle gaan. Ek wil vir elkeen van julle ietsie sê. Is die Here getrou in jou lewe? Dink 'n bietjie. Hy is werklik getrou vir ons elkeen in ons lewens. En ek wil hê ons moet net ietsie saam almal opsê. Dit gaan nou so skool klink. Maar sê agter my aan. God is vir my. Ek is geskape met 'n doel. Ek is vergewe. Ek is geliefd. Sê vir die ou langs jou, jy's lief vir hom. Sê vir hom, jy's lief vir hom. Die 2 tortelduifies wat pas getroud is, gee mekaar 'n drukkie. Wees lief vir mekaar. Die 2 oudstes wat daar agter sit, wat die langste getroud is, gee mekaar 'n drukkie en wees lief vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Wees lief. Nou wanneer jy begin dink aan wat waar is, sal jou wêreld verander. Amen. Want jou denke vorm jou geloof, en jou geloof bring jou nader aan God. Dis alles hierso. Jy het net nodig om hier te verander. Die denke te verander. Ons gaan weer bid, ek gaan afsluit met gebed en daarna gaan ons vir Sina nou spesiaal die liedjie speel. Want sy wil graag die lied hoor. Dan kan ons almal die liedjie weer saam sing. Maar kom ons buig ons hoofde.
Vader, dankie dat U die woord dat daar lig bring vir ons in ons donker denke. Dankie dat U ons vandag herinner het aan ons denke en waarop ons lewe wil rig, Here. Ek bid vir elke liewe persoon wat hier sit, elkeen wat luister, Here, vernuwe hulle gedagtes, vul hulle met die waarheid van vrede en van geloof. Laat ons vandag, Here, hier uitstap met nuwe oortuiging dat U in beheer is van elkeen van ons lewens, en laat ons die vrede van Christus, wat ons alle verstand te bowe gaan, in hulle harte en hulle gedagtes bewaar word, Here. Ons sê dankie daarvoor, en Here, seën elke liewe persoon wat hier is vandag, wat tyd gemaak het, wat tyd opgeoffer het, Here. Seën hulle in die naam van Jesus. Ons sê dankie daarvoor, en ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Amen.